Goeiemôre julle wonderlike mense en baie welkom by nog 'n verruklike program in Afrikaans. Die tweede een op ons nuwe sel kan ek vir julle sê. En vandag is die ster van ons program, ons mooi taal Afrikaans. Wat amptelik 100 jaar oud word, kan julle dit glo. En om dit saam met ons te vier is 'n bekende Afrikaanse kunstenaar. Connie de Villiers. Goeiemôre. Môre, lekker om hier te wees. Dis heerlik om jou saam met ons hier te hê. En in Afrikaans. En in Afrika. Baie groot oomblik. Afrikaans lê ons na aan die hart en daarom verwelkom ons ook vir Giep van Sail en Renée Arendse van Afrikaans 100 hier by ons om te hoor wat alles beplan word om Afrikaans se groot mylpaal te vier. En verder kuier hier ook 'n bekroonde Afrikaanse digter by ons. En ons sien uit om te hoor waaroor Dr. Judy hierdie week in leefstylsake gesels. Maar natuurlik sien ons ook uit wat Corrie alles in die kombuis gaan aanvang. So terug by my weeklikse hoogte kookpunt. Verval ek hier oor my woorde. By my weeklikse kookhoogtepunt wanneer ek een van my gunsteling resepte met julle deel hier vanuit my nuwe bitterlekker kombuis. Vandag bederf ek ons gaste en my kollegas met heerlike taai hoendercurry frikadelle, jasmynrys en groenbone, bedien saam met Jason Seals, Beatrix Chenin Blanc. En aan die kant in die ateljee sit julle ou tweeetjies, hallo Leon en Annika. David, ek wil net noem, dit voel vir my en Annika of die groot mense daar in die sitkamer sit en ons kinders... Dit is 'n kindertafel. Ons is by die speelkamer. Dit voel so. Maar nietemin, dit is vir my lekker om langs jou te sit, Annika. Ek kon nie myself help nie en ek het ons gas gevra om 'n bietjie musiek te maak. En daar's nog 'n verrassing of twee. Die Sake Fokus val hierdie week ook op iets wat diep gewortel is in die Afrika-kultuur en dit is die wild- en jagbedryf van ons land. En in landbousake kyk ons na Future Gardens, 'n projek van die Universiteit van Pretoria en ons kyk hoe hulle plante gebruik om 'n stadslandskap mooi te maak, nie net vir die oog nie, maar ook iets lekker vir die smaakpalet. En in weersake kan ek vir julle sê, uiteindelik het al die swaar reën oor die binneland nou vereers gestop, maar ons kry so 'n klein voorsmaakie van wat die winter inhou. Maar laat ek nie te veel sê nie, kom ons kyk wat gebeur in weersake. Bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Hierdie naweek voel dit soos winter en dit is omdat ons 'n koue front het wat by die suidweste van die land aankom. Dit gaan nie soveel reën bring vir die Wes-Kaap nie, maar dit gaan wel koue toestande oor die suide van Suid-Afrika laat beweeg oor die volgende paar dae. Dit bring wel 'n bietjie reën soos ons kan sien rondom Kaapstad, Langebaan, Hermanus en dan ook Bredasdorp en dan is daar 'n klein kans vir 'n paar reënbuie wat kan uitsak in dele van Noordwes, Gauteng en ook Limpopo, maar dit sal geïsoleerde storms wees. Vir vannag en môre verwag ons dan die oggendmiskolle hier langs die Weskus van Suid-Afrika, die reën wat 'n bietjie verder na die ooste van Suid-Afrika versprei, soos wat ons sien daar langs die tuinroete en andersins gaan dit 'n droë en sonnige dag wees oor die noordooste van Suid-Afrika met 'n paar reënbuie teen môre middag dan ook in dele van die Oos-Kaap. Wat jou temperature betref, gaan dit in Gauteng so rondom die middel 20s wees vir hierdie naweek, 25 in Pretoria met dan daardie skraal kans vir 'n paar geïsoleerde storms soos ek reeds genoem het vir Saterdag en dan vir Sondag 'n sonnige droë dag met die maksimum temperature wat ietwat hoër gaan wees. 'n Lieflike naweek langs die ooskus van Suid-Afrika met jou temperature in die hoë 20s, droë weer vir beide Saterdag en Sondag in die streek, 'n minimum temperatuur van 9 Sondagoggend in Ermelo. Gedeeltelik bewolkte toestande in die Oos-Kaap vir hierdie naweek, winderige weer hier langs die kus en dan sien ons baie warm toestande in Graamsstad en Oos-London as gevolg van oosweer vir Saterdag of soos ons in Suid-Afrika eerder sê bergwind toestande en dit klaar dan op teen Sondag wanneer dit nou 'n bietjie koeler gaan wees in die provinsie met reën wat nou ook kan voorkom in die weste. Vir Kaapstad is dit 'n bewolkte reënerige Saterdag met 'n maksimum van 20 en dan versprei daardie reën ook na ander dele van die Oeverberg en die tuinroete sowel as die aangrensende binneland vir Sondag met 'n temperatuur van 16 in George. Dit is 'n droë naweek ook vir die Noord-Kaap en vir Namibië en dan verwag ons vir Sondag oosweer rondom Walvisbaai met 'n maksimum temperatuur van 30 grade Celsius.
Kom ons kyk na die begin van hierdie nuwe week. Daar is nou 'n kans vir reën hier oor sentraal Suid-Afrika in 'n band wat strek deur dele van die Vrystaat en ook die Noord-Kaap en dan ook 'n kans vir reën langs die Ooskus en die aangrensende binneland en dit bly in daardie gebied bewolk en nat vir Dinsdagoggend en dan sien ons teen Dinsdagmiddag weer eens 'n kans vir storms wat nou kan ontwikkel in dele van die Vrystaat, Noordwes en ook dele van die Noord-Kaap terwyl dit bewolk en reënerig gaan bly in dele van KwaZulu-Natal en ook die Oos-Kaap. Die minimumtemperature is so tussen 10 en 12 grade Celsius vir sentraal Suid-Afrika vir maandagoggend. Maandagmiddag is dit nou koel hier oor die suide van ons land. Dit is agter daardie koue front wat verby beweeg het. En dan vir Dinsdagoggend sien ons minimumtemperature op die hoogliggende dele van die Kaap-provinsies wat nou in die enkelsyfers gaan wees. En vir Dinsdagmiddag is dit matig in Gauteng, maar steeds koel veral nou hier in dele van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal waar dit so bewolk en reënerig gaan wees. Wat die wind betref, 'n fris noordwestewind oor die westelike binneland met 'n fris noordwestewind in Kaapstad wat draai na 'n suidoostewind. Dit is nou soos wat die koue front verby beweeg deur die loop van die dag, 'n matige suidwestewind langs die kus van die Oos-Kaap, maar 'n matige noordoostewind langs die kus van KwaZulu-Natal. Vir Sondag 'n sterk suidoostewind wat gaan waai hier langs die Weskus, 'n fris suidoostewind in Kaapstad, winderige toestande oor die sentrale en westelike deel van ons land en 'n matige noordoostewind langs die kus van KwaZulu-Natal. Dit is jou weervoorspelling vir die volgende paar dae. Ek sit Woensdag weer 'n opdatering op ons sosiale media blaaie. Oor na landbou sake aan ons gebring deur Laveld Agrochem. Bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Die Future Africa landskap het ten doel om stedelike lewe te herdefinieer, deur stedelike landskappe te diversifiseer om kos vir mense en fauna te voorsien. Dit sal die potensiaal van Suid-Afrikaanse en Afrika-plante as voedselbronne tentoonstel en die waarde van 'n oorwegend inheemse landskap demonstreer. Plantspesies word sorgvuldig gekies om hierdie visie te ondersteun. So, my name is Jason Sampson and I'm the curator of the Manie van der Skype Botanical Garden at the University of Pretoria. The Manie van der Skype Botanical Garden is 100 years old and it's a research collection of plants. So in other words, we collect plants that have potential for research, and that research can be medicinal, it can be food research, it can be industrial. Okay, so we maintain many thousand species of plants, and we also maintain specialized collections. The Future Africa collection is our specialized food and forage plant collection, and it is housed here on the Future Africa campus. The entire project dates from about 2015 in the design phases, and as you can see, the entire landscape is designed as an aesthetic landscape. It's meant to be pretty, it's meant to look like a garden, except every single plant you see here has an edible use. Okay, and sometimes a medicinal one as well. Okay, as a botanical garden, it is involved in active research. In this case, largely culinary research. Well, you see, the beauty of a combination of orphan crops and wild food plants, heirloom crops, is that you will find a range of adaptability within them. So certain things will prefer to grow in shade. Some of them like dry, well-drained soil. Some of them will even grow in water. We've got aquatic crops here like water chestnuts. But if you plan around what each and every plant gets, you get exactly the effect that you have here, which is an aesthetic, beautiful landscape that is 100% edible. We have many sources. We buy from seed merchants. We get from other botanical gardens, collectors. We can even import if we need to, but generally we found that we can find most of what we need locally. There is a very vibrant food plant community, collecting community and homesteaders community in Southern Africa.
Afrikaans vier sy 100ste bestaanjaar as amptelike taal. Die woord waarvoor ek wil geluk sê is chommy. Die woord waarvoor ek wil geluk sê is dingese. Baldadig. Dis nie teenstaande. Proefkardies. Goeies. Tuiskomplek. Salig. Mooi loop. Excuse. Kattebak. Dankie. Daarvatte. Kriemvarkie. Ek is baie dankbaar vir meestal van my chommies wat ek het, maar my eerste chommies sal altyd met chommie wees en is my hond. Ons las Lapitaal verjaar en jy is genooi. Besoek afrikaans100.org vir feesinligting. Ja, beslis 'n taal van vele kleure en geure en mense. Dit is so wonderlik, soveel diversiteit. By my is die nasionale koördineerder van Afrikaans 100, Giep van Zyl. Baie welkom weer hierso. Giep, net vinnig die belangrikheid van 'n fees soos Afrikaans 100 en vir jou. Ja, baie mense het al vir ons gevra, nou hoekom moet 'n mens nou fees vier? Jy weet, die taal is eintlik 400 jaar oud. As jy nou so daarna kyk en ons datum is maar iets wat mense aan kan vashou. Jy weet, die 8de Mei 1925 toe die taal 'n amptelike taal geword het. So nee, ek dink ons het iets om te vier. Ons het so ver gekom. Dis een van die jongste ontwikkelde tale in die wêreld. En as jy net kyk die afgelope 100 jaar, jy weet, Afrikaans het 'n regstaal geword, 'n wetenskapstaal. As jy kyk na ons literêre prestasies, die musiek, en so kan jy aangaan. So ek dink ons het iets om te vier. Ons is nie teen enige ander taal of enigiets van die aard nie. Dit is net vir ons wonderlik om iets in Afrikaans te kan doen. En ek dink die lekker ding is, jy weet, as mense dit skryf en dit wat julle nou daar aflees in julle papegaailense, is nou maar soort van die standaard of die algemene Afrikaans, maar dis wanneer mense die taal begin praat, wanneer mense die wonder van die taal eintlik ontdek. Jy weet hoeveel variëteite wat daar is. Dis eintlik 'n baie goeie brug na die volgende vraag. Jy weet, en dit voel vir my soos 'n sprekersfees. Dit behoort nie aan enige groepering of aan enige, jy weet, kultuurgroep nie. Dit is regtig almal wat vir Afrikaans lief is en wat Afrikaans praat, op watter manier ook al, is welkom om deel te neem. Jy het dit nou presies gesê wat ek ook wou sê, maar dit is presies wat ons doel was van die begin af. Kyk, ons hele veldtog staan basies op 3 bene en dit is dit wat gebeur het voor 1925 en dan praat ons van hier laat 1500s toe die Portugese en die Hollandse vaarders met die inheemse mense moes begin kommunikeer. So daar die wortels geplant. So ons eerste fase was tot en met 1925, daar was geweldige klomp projekte wat daaroor gegaan het en dan die afgelope 100 jaar, hoe ver het ons gekom, wat het ons gedoen en dan wat gebeur nou van hier af vorentoe? Want die taal gaan nie nou net stop nie. Dalk hou dit nog vir 200 of vir 300 jaar aan. So ek dink daai is die belangrike goed en dan die ander belangrike ding vir ons was van die begin af is dat almal wat die taal praat moet 'n kans kry om sy of haar sê te sê en hierdie kans gekry en het ons die kans gegee om dit te doen en dit is soos ek nou genoem het, dis waar die wonder vandaan kom. Wanneer die sprekers na vore kom. So die stories van Afrikaans van sy sprekers moet vertel word. Nou Ernst Grindling was so rukkie gelede hier en hy het ietsie vir ons daaroor vertel. Kan jy nou 'n bietjie meer van die aap uit die mou laat? Dit word later op kyk net uitgesaai, nê? Ja, ek is saam met Ernst betrokke by 'n dokumentêr oor die geskiedenis van Afrikaans. Dit het ook 'n lang aanloop sedert 2019. Het ons voorstelle gemaak daaroor en 'n ding begin ontwikkel, maar toe COVID ons bietjie gestop en so einde 2022 het ons weer die ding aan die gang gekry. En ons het toe gaan gesels met Prof Wannie Karstens, die taalakademikus en Prof Hein Willemse, al twee gerekende taalakademici oor hoe ons die ding kan aanpak. En 'n lang storie kort te maak, uiteindelik het ons gekom by 'n dokumentêre reeks van 8 episodes wat die 27ste April op kyk net begin. So dit val nou baie lekker saam met ons Afrikaans 100 veldtog en dit gaan juis oor daai begingeskiedenis. En daar's baie wat gebeur het wat ons nooit geleer het noodwendig op skool nie en wat nog nooit eintlik gewys is nie en ek dink dis vir ons die belangrike ding van die reeks is om daai totale stories van Afrikaans en dis hoekom ons dit ook stories van Afrikaans noem. Dis nie net een storie nie. Dit is almal se stories, almal wat iewers ter erns iets te doen gehad het met die ontwikkeling. Baie dankie dat julle met hierdie inisiatief begin het en ons sien vreeslik uit daarna. Ons kuier nou by die tweede wynplaas in ons wynroete reeks van Anderkant die Berg en vandag wys ons julle hoe dit daar by Jason's Hill privaat kelder in die Brede Kloof lyk. Daarna gebruik Corlie van hulle wyn in haar kombuis. Hierdie reeks oor wynroetes in Suid-Afrika word met trots geborg deur Winfield United South Africa.
Deel van die Brede Kloof wynroete is die ATKV Gaudini Spa, 'n perfekte wegbreek met sy warmwaterbronne. Jason's Hill privaat wynkelder is geleë in die hartjie van die Brede Kloof aan die voet van die Slanghoekberge. Dit is 'n 6de generasie familiekelder met 'n ryk erfenis wat al sedert 2002 bekroonde wyne produseer en bied die perfekte omgewing vir almal. Vir diegene wat 'n bietjie avontuur soek, bied hulle 'n skilderagtige 6.6 km lange staproete, 'n geleentheid om die natuurlike skoonheid van die area te geniet. Terwyl volwassenes hulle heerlike wyne proe en aan 'n lekker kaasbord kan smil, is daar ook 'n toegewyde speelarea waar die kinders hulle gate uit kan geniet. Hier by Jason's Hill is ek die 6ste geslag op die plaas. Dis 'n familiebesigheid. Ek maak die wyn en my man boer in hierdie pragtige vallei. By Jason's Hill is daar een wyn wat jy kan verwag wanneer jy hier stop, en dis 'n Chenin Blanc. Dis waarvoor die area bekend is, maar daar's ook hierdie lieflike, onverwagse juwele, soos rooi Bordeaux versnitte. Ander rooiwyne om van te kies, ligte rooiwynstyle en ander witwyne. So kom kuier by Jason's Hill, is lekker hier en is mooi hierso. So asseblief, julle is meer as welkom. Jason's Hill verseker dat jy 'n onvergeetlike ervaring kry. Hier word jy vinnig deel van die familie. Besoek Ontbytsake se sakewinkel en plaas nou jou bestelling vir die Brede Kloof wynroete se spesiaal voorbereide kuskeurwyne uit die streek beskikbaar gestel deur Get Wine. Pick n Pay, trotse ondersteuner van plattelandse familieboere en lamb chaps. Vandag maak ek heerlike taai hoenderfrikadelle met klapperjasmynrys en groenbone hier in my bitter lekker kombuis. Nou ek begin om gou vir julle van die bestanddele te vertel wat ek gebruik het om die frikadelle mee te maak. Nou jy gebruik vars hoendermaalvleis, broodkrummels, eier, fyn gekapte groenspriet-eie, vars knoffel, gemmer, rooi currypasta en 'n handvol opgekapte korianderblare. En natuurlik sout en peper na jou smaak. Nou jy meng alles net goed en dan vorm ons hierdie balletjies. Nou ek het al van die stappe vir julle gedoen. Nou jy kan dit kleiner of groter maak soos jou keuse. Dan in 'n diep lekker braaipan. Nou ek het hierso hierdie pan wat julle ook al ken. Ek het bietjie olyfolie onder ingegooi en dan al wat jy doen is jy gaan dit nou, ek het dit so op 'n medium hitte gesit want jy gaan nou fisies hier moet staan en dit gaan jou so tussen 8 en 10 minute neem en dan moet jy hulle nou hier om na al die kante te draai. Ek het myne al begin en dan draai jy hulle net so om. So wat hulle nou, dat hulle mooi aan al die kante goudbruin is en dan wat ek hou om te doen is as jy hulle nou so bietjie goudbruin aan al die kante het, sit ek my deksel op. Dit bou net so klein bietjie stoom op en dit help net dat daai hoender heeltemal tot in die middel gaar is en dan as jy nou klaar is, dan gaan ons sit of sodra die vleis reg is, skep jy dit uit die pan uit in die bord aan die een kant en as ek terug is, gaan ek jou meer oor die romerige taai sous vertel wat ek hier in die pot gaan maak. En nou is dit eers terug na Charlene en Connie de Villiers. Nou mense sê soms maklik dat iemand nie bekendstelling nodig het nie, maar wanneer jy te doen het met 'n mens wat ikoniese status het in die Afrikaanse musiekbedryf, mediabedryf, dis regtig waar. Vanoggend Connie de Villiers, is jy wat 'n groot oomblik is dit nie vir my om met jou mense is oud. Nee, kyk, dit is vir Leon, dit is die bron van alle vreugde in sy lewe dat hy langs jou kan sit vanoggend. Hy's 'n goeie vriend en kan musiek maak. Connie, jou betrokkenheid by Afrikaans 100, hoekom was dit vir jou so belangrik om deel te wees hiervan? Dis vir my 'n baie groot voorreg. Dis nie vir my belangrik nie, dis net 'n ongelooflike groot voorreg. Afrikaans is my taal. Ek dink regtig dis die mooiste taal in die wêreld. Ek sing daarin, ek skryf daarin, ek bid daarin, ek vertel grappe daarin. Ek leef daarin. So vloek jy ook soms daarin? Ja, en geen taal in die wêreld vloek soos Afrikaans nie, maar dis 'n gesinsprogram hierdie, so ons laat dit net daar. So dis my baie groot voorreg om betrokke te wees.
toe hulle my genader het en ook die ander kunstenaars. Ek weet dit geld hulle ook. Hulle is nie vandag hier nie. Maar dis 'n wonderlike span. Dit is my 'n groot eer om dit te kan doen. En ons gaan ons bes doen vir Afrikaans. Jy weet, en vir gehore. Dit moet ook dis ook 'n vermaaktaal. Ek dink mense moet dit onthou. Vertel vir ons van, jy het nou verwys na van die kunstenaars, maar vertel vir ons van hierdie uit die mond konsert wat gehou gaan word. Dis 'n wonderlike konsert. Die musiekregisseur is Melissa van der Spy. Ek wil nou in die kunstenaars eers dink. En dis vriende en 'n lekker span musikante saam. Dis ek en my lewenslange musiek en skryfmaat Amanda Strydom, en dan Fraser Berry en Lynell Kennett en Emo Adams en Marion Holm. So dis 'n lekker span by mekaar. En ons begin binnekort met die repetisies en dan in Mei maand spring die konserte weg. Maar net so 'n idee van wat gehore kan verwag. Wat is die stories wat hulle gaan hoor, die klanke? Ons ken nou die kunstenaar, so mense het so 'n idee, maar weet wat is die emosies wat mense kan? Ek dink die emosie is een van warmte en terwillendheid teenoor Afrikaans. En dit is die kern daarvan is Afrikaans. En almal doen 'n bietjie van alles. So daar's bietjie Guma en daar's bietjie Namakolandse Afrikaans en daar's doef en daar's rock en daar's 'n bietjie van alles in. So dis op die gesin gemik bring almal en ons weet nog self nie hoe die hele ding gaan by mekaar sit nie, maar die stukke wat ek gesien en gehoor het is fantasties. Dis seker deel van die opwinding, nee, want jy weet jy bou hier aan iets. Jy weet nog nie heeltemal hoe dit gaan lyk nie, maar jy weet dit gaan mense raak. Alle groot produksies is so. Jy weet daar's die regisseur het die uiteindelike sê en weet hoe dit gaan lyk, maar vir ons dit is net lekker om te kom. En as jy werk saam met vriende en jy maak musiek wat tog so groot voorreg is. Kun jy as ons kyk in die wêreld, voel dit asof daar net so verdeeldheid is. Wat is die belang van 'n fees soos hierdie? Ek dink is geweldig belangrik. Die ou Persiese digter Rumi het 'n ding gesê en ek gaan hom nou lukraak in Engels aanhaal en heeltemal dit verkeerd doen. Hy het gesê outside the walls of the city there is a place of no wrongdoing and no right doing. I will meet you there. En ek dink dit is die konserte is vir my so 'n plek waar daar geen oordeel is nie. Daar's net vreugde en mekaar ontmoet en ek dink dit geld ook vir die taal, veral op die plek waar ons nou is in Suid-Afrika. Ons praat dit almal, ons is almal lief daarvoor. Die een ou praat hierdie Afrikaans, die ander ou praat daai Afrikaans, maar in wese praat ons met mekaar Afrikaans en ek dink ons probeer vir mekaar mooi goed sê in Afrikaans. Dis vir my lekker. Nou ja, ons sal jou en julle daar ontmoet, saam met al ons kykers. Leon gesels en sing ook later saam met Koenie, maar eers staan hy gereed vir die Sakefokus. Hi, ek is Andrei Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Dis tyd vir die Sakefokus en vandag kyk ons na heelwat bedrywighede in die wild- en jagbedryf van ons land. Nou, as dit nou nie jou idee van pret is nie, gaan maak solank 'n koffietjie, maar ons spring eers weg met 'n heerlike fees waarvan almal sal hou en wat binnekort by die Voortrekker Monument plaasvind. Die Wyn en Wildsfees is 'n viering van Suid-Afrika se kultuur, wat die beste wyne, heerlike braaikos en lekker musiek bymekaar bring. Ontbytsake het onlangs by Stellenbosch se fees ingeval en die volgende een is by die Voortrekker Monument in Pretoria op 3, 4 en 5 Oktober 2025. Jy ervaar die essensie van Suid-Afrikaanse gasvryheid. Dit gaan nie net oor wyn, braaigeregte en musiek nie. Dit gaan oor kuier, die skep van herinneringe en die viering van ons erfenis. Daar's iets vir almal by die Wyn en Wildsfees. Sluit aan by die skoonheid van Suid-Afrika, sy mense en sy kultuur. Onthou, 3 tot 5 Oktober by die Voortrekker Monument. Boondotek stel bekend die nuutste aflewering in hulle produkreeks en weer eens enig in sy soort, die Boondoe Hunter. Die beproefde elektroniese Boondoe Top ontwerp is nou beskikbaar in 'n nuwe kosmetiese vorm met 'n moderne kamoufleerontwerp. Hulle 30 sekonde opslaanprodukte sluit in die Boondoe Top, die Boondoe On, die Boondoe Annex en die Boondoe Suite. Boondotek, sien meer, ervaar meer, ontdek meer. Dis kampering vereenvoudig.
Bewaar en hou 'n logboek van jou jagrekord met die nuwe My Trophy Room app. Bewaar jou trotsste oomblikke met hierdie toepassing se naatlose fotokenmerke, ontwerp om jou jagtrofee te vertoon soos nog nooit tevore nie. Skep 'n pasgemaakte virtuele trofeekamer wat jou jagprestasies weerspieël sodat jy jou trofee kan organiseer en aanbied presies soos jy dit wil hê. My Trophy Room is reeds onderskryf deur verskeie agente. Met My Trophy Room hou jy 'n gedetailleerde rekord van jou jagavonture. Van datums en liggings tot spesifieke diere en wapens wat gebruik is. Alles op een gerieflike plek gestoor. Deel jou persoonlike trofeekamer maklik met vriende en volgers op sosiale media. En wys jou jagprestasies met net 'n paar stappe. Net een klik en jy kry ook onmiddellik jou weerstoestande en ligging. Dis die perfekte kombinasie van funksionaliteit en verpersoonliking vir elke toegewyde of biltongjagter. Laai hom vandag af vir slegs R100 per jaar. My Trophy Room, waar jou trofee vir ewig leef. Ek wonder of ek my meneer persoonlikheidstrofee wat ek in 2002 by die Hoërskool Wonderboom gewen het ook op daai toep kan deel. Dis 'n interessante idee. Volgende aan die beurt is Huntex, 'n gewilde jag- en buiteleweskou wat aan die einde van die maand hier in Johannesburg gehou word en nog 2 ondernemings vir bedrewe jagters. Daarna is dit Dawid met ekonomiese sake. Van 25 tot 28 April is dit weer tyd vir die Huntex skou by Gallagher Estate in Sandton. Huntex is 'n internasionale verbruikersuitstalling met uitstallers van Suider-Afrika, Europa, Noord-Amerika en die Midde-Ooste. Dit maak voorsiening vir jagters, sportskuts, wildplaaseienaars en wildteelers, mense met persoonlike en defensiewe beskermingsvereistes, buitelugmense, hengelaars, sekuriteit en beroepslui. Hier sien jy die nuutste toerusting vir jag, sport, vuurwapens, ammunisie, optika, buitelugklere, skoene, messe, boogskiet, bestemmings, voertuie, kampeer, buitelugtoerusting en nog baie meer. Dit alles aangebied deur kundiges wat glo in die produkte wat hulle verkoop. Priceless Guns and Ammo vorm deel van amper alles Mega Mica se takke in Pretoria Oos langs Makro Silver Lakes en in Groblersdal. Groblersdal se Priceless Guns and Ammo het al in 1996 begin met 'n 25 meter skietbaan op die koop toe. Hulle streef daarna om die onmoontlike te lewer aan buitelug stokperdjie entoesiaste, ywerige versamelaars, bedrewe jagters en alledaagse jagters. Alle jagverwante wapens en produkte word verkoop, asook alle dienste rondom wapens en jag word gelewer, soos optika, koels, koper, messe, herlaai en skoonmaaktoerusting. Hier kry jy net persoonlike en vriendelike diens. Hulle is kenners op die gebied en loop die ekstra myl in terme van naverkope diens of enige spesiale bestellings. Priceless Guns and Ammo. Persoonlike diens, respek en integriteit is hulle prioriteit. Uitkyk bied een stop inkopiesgerief aan die verbruikers- en spyseneringsbedryf. Maandag tot Saterdag van 5:00 tot 7:00 saans. Uitkyk is natuurlik ook bekend dat hulle tydens die jagseisoen jou wildkarkas bewerk, onder andere biltong, wors, sausaties, burgers en käsegrillers wat jou baie tyd spaar. Hulle bied 'n ongeëwenaarde verskeidenheid vleissnitte, reeds verpak of volgens jou eie voorkeur, bedien deur hulle 15 vriendelike blokmanne. Proe die verskil met Uitkyk se biltong en droëwors, insluitend vetvrye biltong, knoffeldroëwors, biltong chips en hulle populêre rugby mix. Geniet eetgereed maaltye van hulle deli, vrugte en groente, vars gebak en 'n wye reeks kruideniersware. Besoek gerus die vriendelike Uitkyk vleis- en supermark in Silverton, Pretoria of koop sommer aanlyn. Ek moet vir julle sê ek is al deel van hierdie finansiële markte vir letterlik vir dekades en ek het nou al baie dinge gesien op die finansiële markte, maar ek het nog nie 'n week belewe soos wat ek die afgelope week belewe het nie. So kom ons gaan so deur 'n paar van die finansiële markte en hoe die verskillende finansiële markte gereageer het die afgelope week.
Onthou daar's 'n paar markte. Ek gaan net in 'n paar van hulle raak. Een is kom ons noem dit nou maar die kontantmark en dit is waar jy geld in kontant sit. Die tweede mark is die aandelebeurs. Julle weet hoe werk die aandelebeurs soos die JSE sekuriteitebeurs of die aandelebeurs in Johannesburg. En die derde groot en belangrike mark is die kapitaalmark. Ek het al 'n paar keer daarna verwys. Die kapitaalmark is die grootste mark, is baie groter as die aandelebeurs en die belangrikste kapitaalmark in die wêreld is die Amerikaanse kapitaalmark. En dis die plek waar die regerings tipies gaan geld leen, waar die Amerikaanse regering ook 'n klomp geld gaan leen. En die kapitaalmark is reeds belangrik vir die Amerikaanse dollar, want die kapitaalmark is die plek waar mense wat reserves hou in die vorm van dollars, hulle gaan belê aan die Amerikaanse kapitaalmark. Insluitend is Suid-Afrikaanse Reservebank. So wat het nou gebeur hierdie week? Hierdie week, en dis die drie markte net so te loop. So die een plek waar jy baie veilig is in kontant, behalwe as die bank natuurlik nou ondergaan. 'n Plek waar jy baie onveilig is die aandelebeurs, want die aandelebeurs is baie wisselvallig. En dan 'n plek waar mense gewoonlik baie relatief veilig is die kapitaalmark, want soos ek gesê het, dis die grootste en mees likwide mark in die wêreld. Dis die plek waar mense die heel veiligste voel. So wat het die week gebeur? Donald Trump kom toe nou en hy maak nou hierdie aankondiging van hierdie ekstra verskriklike hoë tariewe wat hy wil instel teen die hele wêreld en nog meer. En die gevolg daarvan, soos te verwag, is dat die aandelebeurse baie skerp gedaal het. En dit verwag mense nou nogal, maar dis 'n risikotipe van mark waar mense in gaan belê. Daarmee saam het die kapitaalmark ook baie verstewig. So duidelik wat gebeur het, mense het geskuif uit die aandelebeurs na die kapitaalmark. En Donald Trump vertel toe nou hoe pragtig lyk die kapitaalmark. Want dit is die plek waar die Amerikaanse regering geld gaan leen en rentekoerse uiteindelik daar gedaal. Net vir 'n kort rukkie. En toe ewe skielik draai die kapitaalmark om en die kapitaalmark verswak baie skerp. Sommige hierso by 50 basispunte of so, wat baie is teen 'n relatiewe lae vlak. Vandag verhandel die Amerikaanse langtermynkoerse ons sien tobacco hier teen 4,5% of so. En ewe skielik verswak die kapitaalmark. En iemand het eendag gesê, as ek eendag terugkom, wil ek terugkom as die kapitaalmark, want almal is bang vir die kapitaalmark, insluitende Donald Trump. Want wat toe gebeur, hy sê toe nee wat, hierdie kapitaalmark is besig om hulle baie te straf en net daar besluit hy gaan hierdie tariewe gaan hy uitstel vir nog 3 maande. En die gevolg daarvan is kapitaalmark het bietjie begin verstewig en die aandelebeurs die hol toe nou verskriklik. Ek dink nie dit is oor nie. Ek dink jy's baie wisselvalligheid nog op pad, maar hou daardie kapitaalmark dop. Ek het in my lewe nog nie so iets gesien, sulke geweldige swaaye op die verskillende finansiële markte nie en ek dink wat ons inderdaad hier ervaar is 'n nuwe wêreld op verskeie plekke. Hierna gesels ek met Pieter de Tooy oor ons jongste nuusgebeure. King Price en Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. Pieter de Tooy, ons nuuspersoon van die week. Pieter, wat dink jy van ons nuwe selle? Dit is dan mooi. Ek kan nie uitgekyk raak al. Ek wonder net wanneer ons die voorreg gaan kry om in die sitkamer te sit. Dit is my groot. Ek sal 'n bietjie, hoor 'n bietjie, jy ken mos mense. Dis net die groot mense wat daar mag sit. Soos wat liggewigte is hier onder. Luister, ek weet net 'n vinnige opmerking. Ek het 'n opmerking gemaak, hierdie wêreld is 'n ander plek. En dan gaan ons na 'n Suid-Afrikaanse plek nou kyk. Maar ek dink inderdaad, ons is finansiëel, ekonomies, maar ek dink polities is die wêreld op 'n ander plek. Ek was hierdie week bevoorreg genoeg geweest om middagete te eet saam met 'n ekonoom van Harvard Universiteit, 'n voormalige Suid-Afrikaner wat ook Bill Clinton se adviseur was toe hy in sy tweede termyn was. En die ekonoom van Harvard sê ons is besig om in real time in amper regstreeks te sien hoe die wêreld onherroepelik besig is om te verander. Magsposisies van lande verander, die geopolitiese verhoudings tussen lande verander, die swaartepunt skuif moontlik weg van Amerika af, dalk na China toe, ons weet nie, maar dinge is besig om te verander en in Suid-Afrika sit ons met 'n onstabiele regering, wat beteken al die goed wat verander in die buitewêreld, Amerika, Europa, China, Rusland, ons het nie, voel dit vir my, daar weer meer skokbrekers om hierdie skokke werklik te hanteer nie, en nou skiet ons onsself nog in die voet ook met 'n onstabiele regering van nasionale eenheid wat hierdie week, ons het nog steeds onduidelikheid of hy gaan oorleef in sy huidige formaat, 'n dramatiese week ook in Suid-Afrikaanse politiek waar ons gesien het dat Paul Mashatile is besig om sy kop uit te steek as 'n opvolger vir Cyril Ramaphosa. So alles wat met Trump, Amerika en Europa gebeur, het impak op ons, maar ons het nie meer daai skokbrekers om dit te hanteer. Ja, van dit ekonomiese oogpunt sekerlik het ons nie daai skokbrekers nie. Fiskale beleid kan ons nie meer gebruik. Die monetêre beleid is daar miskien nog so 'n bietjie ietsie oor, maar die politiek in die land is baie onstabiel. Ek meen, het ons nog 'n regering? Niemand is eintlik regtig seker nie. En die vraag is, dit lyk vir my, die ANC wag dat die DA moet loop, die DA wag dat die ANC hulle moet
uitskop. Ja, hierdie is soos iemand hierdie week gesê, dit is 'n klassieke game of chicken op die oomblik waar die twee partye mekaar in die oë kyk en een wag dat die ander een sy oë knip vir die eerste keer. Daar was verwikkeling hierdie week. In die eerste instansie het Fikile Mbalula, die ANC se sekretaris-generaal, op skerp uitgevaar teenoor die DA. Nogal goed gesê wat ek gedink het kwetsend was en die DA sou geïrriteer het. Die DA op sy beurt het baie meer besadig gereageer en nie gereageer op die uitlokkende uitsprake wat Mbalula gemaak het nie. Hulle is veronderstel om Saterdag te ontmoet wat vandag is op ons uitsendingsdag. Hulle ontmoet vandag in Johannesburg, die twee partye. Ons sal dan 'n baie beter idee hê van waar ons staan, maar net oor die regering, die kabinet is veronderstel om elke 2 weke te vergader, Dawie. Daar's subkomitee vergaderings en elke tweede week is daar 'n volle kabinetsvergadering. Dis die afgelope week uitgestel, wat ongewoon is. Dit gebeur nie gereeld nie. En as jou kabinetsvergaderings eers uitgestel word, beteken dit dat daar spanning in die regering is, dat daar nie heeltemal beheer van die president is oor wat besig is om te gebeur nie. So dis beslis kommerwekkend en ons soek sekerheid. Die markte soek sekerheid en Suid-Afrikaanse kiesers soek sekerheid oor dat die leierskap van die land 'n idee het om hierdie eksterne skokke, hoe hulle dit gaan hanteer en bestuur, maar ons het dit nie tans. Jy het gesê, jy reken is beter as die DA binne bly. Ja, maar as die DA sou besluit om te loop of uitgeskop word, gaan hulle nie dalk sterker wees nie? Dis 'n baie goeie vraag. Ek het dit geskryf hierdie week. Ek het gesê ek dink dit sal goed wees as die DA in die regering bly en die rede hoekom ek dink dit sal goed wees dat hulle in die regering bly. As hulle in die regering bly, op kabinetskomitee sit, op subkomitee sit, kry hulle kabinetsmemoranda, hulle kry dokumente. Jy weet, dit gaan nie weer wees soos in 2015 waar die president destyds Zuma 'n kernooreenkoms probeer deurdruk het nie. So ek dink dit is belangrik dat hulle binne bly. As hulle in die oppositie ingaan, dink ek daar's die kans dat daar baie vinnige mosie van wantrou in Cyril Ramaphosa ingestel kan word en dan kan jy sien dat die EFF, MK en die DA saamwerk om ontslae te raak van ANC. So maar dit gaan ook na onstabiliteit ry. So kom ons kyk wat gebeur na die vergadering tussen die ANC en die DA. Ek het gedink laasweek gaan 'n interessante week wees. Hierdie week was nog meer interessant. Ek wonder wat gaan volgende week oplewer. Dankie dat jy weer by ons is. Dankie Dawie. Wat ons nodig het is ook 'n paar groot mense in die regering, lyk dit vir my. Terug na sake fokus. Surveillance King is die betroubare oplossing om jou plaas en ander groot landelike gebiede maklik te beveilig en te monitor. Met hulle moderne CCTV bestuurstelsels, CCTV omgewingsbeskerming en mobiele toesig teen veediefstal, bring hulle die sekuriteit van jou hele plaas en besigheid op een plek bymekaar. Hulle besigheid is gebaseer op vertroue en jy kan hulle vertrou om jou te help om jou plaas, besigheid of fabriek te monitor. Deur hulle CCTV bestuurstelsels te gebruik, beskerm jy jouself teen indringing en veediefstal en hou jou gesin en besigheid veilig. Hulle het kundige spanne gebaseer in beide die Wes-Kaap en die Vrystaat. Met meer as 20 jaar ondervinding in waarneming en die nuutste CCTV-tegnologie, insluitend termiese en IR-kameras, langafstand videobewaking, netwerk en omheining-monitering, kan hulle help om jou hele plaas, besigheid en familie te beskerm. Surveillance King. Besoek hulle aanlyn vir meer inligting of bestellings en kyk gerus na hulle koste-effektiewe Smurfie waarnemingseenheid. Jacques Wessels is die eienaar van Surveillance King. Nou, hy het 'n verskriklike interessante... Ek is nie swaar nie. Jacques, vertel ons nou van die produk en waar kom dit vandaan? Leon, môre man, dankie dat ek hier kan wees. Die produk bou ons in 'n klein kusdorpie in die Kaap, Gordons Bay. En ons Surveillance King is redelik suksesvol in plaasbeveiliging en sekuriteit. En in COVID se tyd het ons kliënte ons gevra, hulle is nou, hulle opstalling en goed is nou baie veilig. En hulle sit met 'n probleem want hulle vee is exposed, as ek dit so kan sê, en hulle soek 'n ding wat vinnig ontplooi kan word en wat op 'n lang afstand perimeter waarskuwing kan gee en dat iemand daar kan op reageer. En ons het op hierdie wonderlike produk self ontwikkel. Ons het klomp komponente wat ons al reeds verkoop aan mekaar gesit en ons het voor 'n dag gekom met die Smurf wat myns insiens 'n baie goed ontwikkelde produk is en wat 'n groot verskil maak. Die Smurf, hy lyk inderdaad so. Hoe werk dit en hoe suksesvol bekamp dit dan nou kriminele aktiwiteite? Weet jy, hy's redelik suksesvol omdat hy so lank perimeter waarskuwings kan gee en omdat hy met thermal tegnologie werk. So dit is eintlik jou grootste ding is
Dit is nie die gewone infrarooi kameras wat jy kry nie. Dit is 'n infrarooi, so hy het geen effek die mis en reën en haal en daai goeie het geen effek op hom, sy werk met hitte. So wat lekker is van hom is enigiets wat voor daai kamera oor 'n afstand van 100 en 150 meter verbyloop, maak hy 'n waarskuwing. Dit kom deur daar na ons beheerkamer toe. So sou jy 'n lang lyn of 'n lyndraad wou dophou, sal jy 300 meter met hom kan toemaak. Wow. Wat nogal 'n redelike stewige ja, natuurlik. Afstand is. Jy het nou genoem hoe dit werk. Waarvoor gebruik 'n mens dan nou alles? Weet jy Leon, jy kan hom eintlik vir enigiets gebruik. Ek moet sê, my vrou hou my dop deur die dag met hom. Nee, ek spot ons kyk nie, my beheerkamer kyk tans na petrolstasies, boumateriale of bousites, as ek dit so kan sê. Baie suksesvol in die agri-industrie met jou, ek kan mense sê, jou voerkrane en jou veilige jou nette en sulke tipe goeder. So ons kyk basies omtrent na enigiets. 'n verskeidenheid van dinge. Groot ding, ons nasionale kragverskaffer, is hy van hulle, is hy Eskom afhanklik, want dit is natuurlik 'n groot uitdaging vir sekuriteit. Ons het nogal in die begin gesukkel met dit, maar ons het 'n lekker stewige lithium-ion battery binne hom ingesit. Wat sou die battery die krag afgaan, sal daai battery so 48 uur vir jou diens doen. Hy is heeltemal onafhanklik van krag, so jy kan met 'n sonpaneel werk. Of jy kan 220 in hom insit en hy sal heeltemal van krag afwerk. En sou Eskom besluit om dit af te sit of die son is af vir 3 of 4 dae, die battery sal dit oorvat. So hy's redelik okay wat dit kom by. Ek dink dit is 'n baie belangrike ding. As iets kom ons wil sê getrigger word nou op die masjien, wie gaan reageer? Wat gebeur as al byvoorbeeld 'n indringer opgemerk word? Leon, belangrik, jy weet, jy kan in die sekuriteitsindustrie die beste insit wat jy kan, wat geld kan koop, maar as niemand reageer nie. Dat is dit soos om 'n bakkie te koop sonder 'n battery. Ek meen jy kan niks met op doen nie. So ons het 'n beheerkamer wat in Gordons Bay sit. So enigiets wat voor daai kameras gebeur in 'n sekere tyd wat vooraf geprogrammeer is, kom op beheerkamer toe en ons verwittig die kliënt wie daar is en wat hulle doen en wat kan ons daaromtrent doen. So iemand reageer ten minste op 'n lang afstand met hierdie produk. En is mys insiens die beste lang afstand perimeter produk wat mobiel is, wat geld vandag kan doen. Jacques Wessels van Surveillance King, dankie dat jy draai by ons baie dankie vir geleentheid, ek waardeer. Net hierdie hardlong masjien saam met jou hardlong masjien, my werk. Ek is seker hy 'n paar hartaanvalle het hy gekeer. Ek is seker hy gaan in die toekoms ook. Dankie Jacques. Hierna gesels Dawie met Alta Strauss, 'n bekroonde Afrikaanse digter. Sprokie perfek begin, ons ringe van Your Diamonds en met hulp van Venter en Geldenhuys was die wetlike proses moeiteloos. In ons Haval H6 van Haval Centurion was ons op pad na Klein Kariba om ja te sê. 'n Droomrok van Bruitjie, bykomstighede van Glam Girl en skoonheid deur Glamour Express. Met kundige sorg van Cosmetology, Skins en PS Professional was ek gereed. Studio H het my hare steleer, pragtige blomme van Blommelief en 'n meesterstuk van The Big Day Cake Studio. Alles deur Stefan Kutse, wedding photographer, poëties vasgevang. Is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Goeiemôre ook van my kant af. Ek is tans op pad na Bredasdorp as deel van die Kaapa Gillis munisipaliteit omgewing in die Wes-Kaap. Dit is ook van hier waar die jaarlikse Nampo Wes-Kaap aangebied word. En ons gaan jou wys waarna jy kan uitsien hierdie jaar. As jy 'n besigheid bedryf in hierdie omgewing, sal ek ook van jou wil hoor om meer uit te vind oor jou onderneming en dit by hierdie uitsending in te sluit as deel van Ontbytsake se sakefokus oor hierdie streek. Hierdie sakefokus saai 2 Augustus uit en ek nooi ondernemings uit om deel daarvan te word deur my te kontak. My besonderhede verskyn op die skerm en ek hoor graag van jou. Dankie. Die bekroonde Afrikaanse digter, Alta Strauss. Hallo Alta. Hallo Dawie. Dis heerlik om hier te hê. Baie dankie. Ja, 'n woordsmid soos jy moet 'n gewilde Afrikaanse woord hê. Wat is jou gewildste Afrikaanse woord? Verruklik. Nee, is my gewild.
Daar steel jy verskriklike is ook 'n baie mooi woord, kan ek vir jou sê. Jy's nou onlangs vereer vir jou bydrae tot Afrikaans. Waarvoor was dit geweest? Ek het 'n oorkonde ontvang by die Genootskap van die Handhawing vir Afrikaans vir my bydrae tot die Afrikaanse literatuur en veral die digkuns. Jy het al hoeveel digbundels het jy al geskryf? 2. En wat is die titels daarvan? Die eerste een was Steeds vrou geweest. Dit was 'n duet bundel en dan later net ek. En later vanjaar sal daar nog een verskyn op die rakke. Afrikaans is vir jou baie spesiaal, maar hoekom is Afrikaans so spesiaal? Is Afrikaans nog belangrik? Ja, natuurlik is Afrikaans belangrik. Ons vier hierdie jaar 100 jaar van Afrikaans as 'n amptelike taal, maar eintlik vir 'n taal om 'n amptelike taal te wees, beteken dit alreeds lank voor dit 'n aanloop gehad het, 'n ontstaan gehad het en ontwikkel het. En 50 jaar voor die amptelik wording van die taal was dit alreeds 'n taal. En saam met dit is dit ook 'n mylpaal vir vryheid, want 'n man sonder sy taal in sy mond is eintlik maar net 'n slaaf. So ons het ons eie taal en is 'n pragtige en ryk taal. Maar hoe gaan 'n mens te werk om 'n taal te bewaar en wat gaan verlore as 'n mens 'n taal verloor? Ek dink dit is baie belangrik om daaraan te skryf, om dit te praat, om ons kinders aan te moedig om dit te lees, maar heel meeste van alles om 'n liefde vir Afrikaans te kweek. Dit is hoe ons dit bewaar en hou en ook wanneer 'n taal verlore gaan daar iets van ons kultuur en ons identiteit verlore saam met dit. So die wêreld is 'n armer plek wanneer 'n taal verlore gaan, enige taal. Mag ek jou vra, Hartstaal, daar's 'n paar van jou gedigte wat ek al gelees het. Hartstaal is een van hulle. Wil jy dit nie vir ons voorlees nie, of voordra of opsê of wat sê mens? Hartstaal, waarom stoei my hart altyd so met jou? Jy in wie my siel diep stil vasgeanker staan. My storm en my vrede, alles verander, maar jy bly. Altyd so op 'n afstand, maar altyd hier by my. Is van jou gedigte al getoonset in liedjies gemaak? Ja, daar's al vele van die gedigte getoonset deur verskeie kunstenaars, soos onder andere deur Elmy Keur. Ja. En hoe voel dit? Hoe voel dit as jy hoor dis jou woorde wat daar gesing word? Och, dit doen net iets anders aan dit. Dit is asof die gedig lewendig word en dit is altyd 'n groot voorreg vir my wanneer enige iemand dit toonset. En dit is vir my voorreg geweest vanoggend met jou te gesels. Baie dankie. Doen so voor. Dis al wat ek sê. Nou ons rug kunstenaar Elmy Keur het een van Alta se gedigte getoonset en sy in ons agbare Leon gaan dit nou vir ons sing. Ja, nou ja, hier is ons nou, Elmy. Is jy reg hiervoor? Ek is reg. Hoekom hierdie spesifiek een? Want daar was 'n paar wat jy getoonset het. Daar was 'n hele paar, maar ek dink partykeer die hart van 'n gedig praat met 'n mens. En altyd se gedigte praat met my hardop. Ja. Maar hierdie ene was vir my net, dis 'n mooi mulgie tussen fantastiese musiek en lirieke. En ek hou van wat jy met die toonsetting gedoen het. Wees lief vir my in Afrikaans. Bietjie jazz. Bring vir my ryke van jasmijn en lemoenbloeisels. Dans met my op mentblare onder die sterre wat kleur bring aan die nag. Wys my die hele wêreld, maar wees lief vir my in Afrikaans. Sing vir my 'n liedjie, sing vir my 'n liedjie, wat saggies soos die laatreën in my siel kom val. Dit is sang. Bring vir my ryke van jasmijn en lemoenbloeisels. Dans met my op mentblare onder die sterre wat kleur bring
wys my die hele wêreld. Maar wees lief vir my in Afrikaans. Sing vir my 'n liedjie. Sing vir my 'n liedjie. Wat saggies soos die loterie in my siel kom val. Dit is wat saggies soos die loterie in my siel kom val. Dit is Magtig. Elma Church, ja. Is heerlik. Nou eers terug na Corlene Kombuis. Jason's Hill in die hartjie van die Brede Kloof, se Beatrix Chenin Blanc is 'n veelsidige wyn, vars en gestruktureerd, bekend as 'n goeie koswyn omdat dit heerlik smaak saam met 'n verskeidenheid geregte. Nou die fyn gekapte eie en soetrussies het solank hierso in my pan tot op 'n medium hitte lekker gebraai. Nou die volgende bestanddele wat nou bykom is die rooi currypasta. Jy koop dit sommer by Pick n Pay in so 'n pakkie, want al die taaigeure en die speserye is klaar dan daarin. Nou meng dit goed en laat staan dit net of prit so 'n paar minute in die pan sodat die geure dan nou net lekker vrystel. Nou voeg dan nou 'n knertsie vissous, hoenderaftreksel, breinsuiker en klappermelk by. En nou voeg jy dan nou net die res van hierdie binne in daar. So kom ek gaan dit gou-gou vir julle wys want dan kan julle nou presies sien. So ek wil sien as julle nou hier mooi kyk kan julle sien ek het dit al klaar gebraai. Hier is die currypasta waarvan ek praat en al wat ek bedoel is jy moet hom nou net so 'n bietjie in die hitte so laat opbreek. En dan sodra ek vind dat sodra speserye warm word, dan kom daai ekstra lekker geure net by. En dan hierso is daai bietjie vissous en dit gee die dis maar net daai bietjie dieper smaak. En hierso ons het nie al hierdie suiker nodig nie, net so sprinkel bo-op. En dan natuurlik ek gooi so ekstra handjievol hierdie is opgekapte koriander net binne in daar. En dan hierso is nou my klappersous. Jy gaan sien daai currypasta. Onthou jy my resep sê jy sit net 1 blikkie in, maar ek gooi 2 in want ek voer baie mense. So my hoeveelhede moet so bietjie verhoog. Dink ek gaan so 1,5 insit. En jy gaan sien hy gaan so mooi rooi kleur kry en dan nou laaste bietjie my aftreksel. En soos ek gesê het, gaan hierdie dan nou net daar binne in en onthou om my deksel bo op te sit, daai geure gaan dan net lekker meng daar binne. Nou vir die groente gebruik ek net gewone groenbone wat geblancheer is of gestoom is en 'n bietjie kleur na ons bord bring. Die stysel wat ek daarmee saam bedien is klapperrys wat ek gekook het soos gewone rys, maar net die helfte water en helfte klappermelk gebruik het. Nou as ek terug is, wys ek jou hierdie lekker opdiening. Hierna lees die Afrikaanse digter Alta Strauss vir ons haar gedig Liefde vir Afrikaans voor. Ek voel ek moet ook so mooi praat. Sy praat so mooi. Liefde vir Afrikaans. Ek het jou lief soos ek my lief het, sonder masker, sonder skyn. Soos die nag die sterre het, soos water die woestyn. So neem jy my altyd dieper in. Selfs in my slaap bly jy voor my. Oor my lippe, oor my tong, in my hart binnekamer, altyd jy. Ek het jou lief soos ek my lief het, sonder masker, sonder skyn. My spieelbeeld, my tweeling. Taal waarin ek skryf, waarin ek werk, ek bid, ek sin. Ek het jou lief soos ek myself lief het, sonder masker, sonder skyn. Sjoe, wow. Dit
laat 'n mens sprakeloos. Baie dankie altyd. Dit was regtig beeldskoon. Baie dankie. Ek dink ons behoort vir 'n handeklap te gee. Al is dit net ek en jy en julle daar by die huis. Ons het die adjunk nasionale koördineerder van Afrikaans 100 nou hier by ons op die bank, Renay Arendse. Renay, soos ons nou na daardie gedig geluister het, jy het ook 'n storie met Afrikaans en ek het al gelees jy praat van jou grootwordjare in distrik 6 en hoe jy saam met jou pa gestap het op die Klipstrate. Hoe het dit jou storie, jou liefdesverhouding met Afrikaans gevorm? Weet jy, as ek daar begin by distrik 6, nee, vat jy my nou ver terug op 'n baie sentimentele storie. My pa was die Afrikaanse onderwyser by die skool daar. En my eerste gedig was op die parade van Adam Small. Ja. So dit was vir my, toe ek nou beland in hierdie projek, sê ek vir myself, papa, ons bring vir Afrikaans huis toe. Ja. Want ons bring vir Afrikaans terug na sy wortels toe. Die kom vandaan van Afrikaans is deel van wie ek is. En as jy nou terugdink aan daardie tyd ook, is daar 'n Afrikaanse woord wat jou anker in daai gevoel, in daai herinneringe? En ek weet wat dit vir my is, nee, as ek terugdink aan my storie met Afrikaans. Ekskuus om jou nou te onderbreek, is dit die woord poplap, want dit is wat my pa my genoem het, poplap. En vir jou? Weet jy, my gunsteling woord is eintlik ponantjies. Ponantjies, maar as ek aan my pa dink, dan dink ek aan kom vandaan. Kom vandaan. Dit is dit. Hoe belangrik is dit vir jou, Renay, om met daai geskiedenis wat jy eintlik in jou saamdra, dan deel te wees van hierdie projek? Ek dink hierdie projek is iets wat ons nooit weer gaan beleef nie, net. Dit gaan een keer gebeur in ons generasie se leeftyd. So ek sê vir myself en ons sê vir ons span, kom ons gaan groot. Want ons wil 'n narratief, ons wil 'n verskywing bring in die geskiedenis van ons taal, want ons wil wys na die eeufeesjaar, hierdie taal van ons is die som totaal van al sy variëteite. Nou dat jy praat oor variëteite, dink jy ons het genoeg van 'n waardering al opgebou vir al die variëteite van Afrikaans, vir al die mense, al die spreekvorme, al die tongvalle, of is ons nog 'n bietjie bevooroordeeld? Ek dink ons staan nog, ek het net vanoggend daaraan gedink. Daar's baie organisasies en mense, inisiatiewe wat brûe gebou het in ons taal. Wat ongelooflik is, ons is op 'n baie goeie plek. Maar nou moet ek en jy daai brug nou oorsteek. Ja. Want baie van ons staan nog aan die een kant van die brug en sê, ons is nog nie so vertroud met wat aan daai kant van die brug is nie. Die brug is gebou, my skat, kom ons stap nou. Kom ons stap dit. Want ons gaan geskiedenis verander as ons brûe bou. Maar ons moet die brug oorsteek nou. Net gou vinnig, die fees vind so wyd verspreid plaas op soveel plekke, regtig historiese plekke, die Parel, Genadendal. Die logistieke uitdaging om dit te probeer koördineer vinnig. Dis opwindend, ja, minste om te sê. Kyk, die uitkoms is om te vertoon deur ons eeufees dat Afrikaans divers is. So wat 'n beter manier om te wys as om 'n fees te hou wat by verskillende juweel dorpe gaan stop. Kyk, almal wat die program gaan kyk, gaan sê, ons dorp is ook 'n juweeldorp en dit is reg so. Ons sit met 'n landskap met soveel pragtige juwele, maar omdat ons net so 'n beperkte tydjie het om 'n geskiedkundige geleentheid te skep, begin ons in die Bo-Kaap. Van ons pad Afrikaans huis toe. Dis waar alles begin het. Met die slawe, die Europeërs, die inheemse mense. Dan gaan ons Genadendal toe. En dit is waar die eerste Afrikaanse college gestig was in die 1800s. Dan gaan ons Parel toe. Ons weet met al die groot waarde wat Parel toevoeg. En ons laaste stop is Pretoria. Ons kan nie wag om saam met julle op hierdie wonderlike reis te gaan nie. Jy is met reg geambassadeur vir Afrikaans en baie dankie dat jy vanoggend jou passie met ons kom deel het en ook iets, glo ek, in almal van ons weer aangesteek het. Dankie Renay. Oor na hierdie week se sakeslag in ons sakewinkel. Vanaf Saterdag 5 April gaan kykers van Ontbytsake toegang hê tot 'n verskeidenheid spesiale aanbiedinge op ons nuwe sakewinkel. Ons skop die 5de April af met R20,000 se gratis Fly Sapphire vliegbewyse. Maar jy sal eers moet registreer om in aanmerking te kom. Dus gaan registreer nou voor 5 April op ons webblad om jouself 'n kans te gee. Dis tyd vir ons sakeslag van die week en nou moet ek net noem,
Laasweek se 20 reissakke het onder 30 minute verkoop. Mense het my gebel en gesê, "Waar toe sê ek vir hulle jammer, jy moet spring. As jy eerste wil wees om te koop, moet jy seker maak jy registreer vooraf want die dinge gaan. Hierdie week is die sakeslag 'n Boot & Rally Dakota egte leer rugsak beskikbaar teen slegs R950 plus aflewering. So 'n sak kos maklik tussen R4.000 en R5.000 in die winkels, maar in die sakewinkel kry jy tot 75% afslag. Dis 'n winskoop, mense. Net 30 hiervan is beskikbaar in hierdie pragtige tobacco kleur, so gou spring. Volgende week is daar nog 'n groter slag om te slaan. Rooi Rose se April voorbladster is die aktrise Marley van der Merwe en sy gesels oor die staatmakers in haar lewe. Kabous Meyering, Zetske van Pletsen en Carla Smit gee ook vir ons 'n kykie in hulle lewe en 'n ma deur haar ervaring met haar kind se Tourette-sindroom. In Rooi Rose se Sake Vroue Fokus in samewerking met Ontbytsake kan jy ook lees oor ons eie Dr. Judy Pretorius van Leefstyl Sake, wie se produkte van Durban tot Dubai beskikbaar is. En die Springbokke se oud fisio Renée Neyler vertel van die nuwe seisoen in haar lewe. Dis 'n lekker propvol April Rooi Rose nou op die rakke. Tyd vir Kibersake net hierna. Ontbytsake se sakewinkel is oop. Registreer op ons webblad en slaan 'n slag deur op Sakeslag te klik. Hierdie week se sakeslag is 'n Boot & Rally Dakota egte leer rugsak teen slegs R950. Nou verlede week was die groot onthulling van 'n splinternuwe stel. Wat saamgeval het met ons 25ste verjaarsdag. En as ons na ons digitale media kyk, dan hou hulle net soveel daarvan soos ek en jy. Absoluut. Want selfs 'n boodskap uit die buiteland van Gerda de Villiers uit laat weet, ek het die program baie geniet, spesiaal vroeg opgestaan in Ierland om te kyk wat vang julle aan op die 25ste herdenking. Heerlike kos, pragtige gas en prettige aanbieders. Uitroepteken. Dis nou ek en jy. Dis natuurlik. Gwen Seba het geskryf, absolutely stunning, wow. Congratulations to another 25 years. My favorite show ever. Never miss it. Altyd lekker om van ons Engelse kykers ook te hoor, al verstaan ons niks. Dankie Gwen. Nog 'n Engelse luister en ek spot Betsy Harmse sê loved it. Dit lyk baie mooi en gesellig. Dankie Betsy. En Annetjie Ferreira was skerp met haar opmerking. PS, bitterlekker program en julle nuwe stel lyk pragtig. Dankie ook aan Cecilia Smith wat skryf pragtige nuwe stel wat vol mooi mense. Geniet julle program elke Saterdagoggend. Baie geluk met die 25ste mylpaal. Hou swaan. Nou tyd vir ons weeklikse leefstyl sake saam met Dr. Judy. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. So pragtig en stralend soos wat sy in hierdie April maand se Rooi Rose lyk sy ook in lewende lywe hier in die ateljee Dr. Judy Pretorius, uitvoerende hoof van Biomedical Emporium. Baie welkom, baie dankie dat jy hier is weer. Ozempic Face, wat is dit? Praat jy nou van daai goed wat 'n mens inspuit om maar te word? Ja, so dit is eintlik 'n geneesmiddel wat vir diabetes 2 pasiënte geskeduleer is en geregistreer is, waarmee hulle self inspuit om hulle bloedsuiker te reguleer. Maar toe het die Hollywood-sterre hierdie einste geneesmiddel en ander handelsmerke gebruik en bekend gemaak, want hulle het agtergekom as jy jouself daarmee inspuit, dan ewe skielik is jy nie meer honger nie. Jy weet, daar's 'n verlaagde aptyt, jy bly langer vol, so jou porsie grootte kwyn aansienlik meer. Maar nou is die probleem, Ozempic Face, waar dit vandaan kom, is dat in 'n ideale wêreld moet jy gewig verloor tussen 500 gram tot 'n kilogram per week. Maar nou gaan Ozempic en die aktiewe bestande is soos semaglutide, liraglutide ensovoorts.
En nou verloor jy vinniger gewig as wat jy moet. So jy kan tussen 15 en 20% gewig verloor. Wat tipies is as jy 90 kg weeg, binne 6 maande kan jy 70 kg weeg. Nou is die probleem, die tempo en die hoeveelheid gewig wat jy verloor is te vinnig en te veel. En ewe skielik kyk jy so na mense en jou gesig wat so sensitief is vir gewigsverlies begin nou daai ingesinkte effekte hê. So dis amper asof jy nie jou liggaam tyd gee om aan te pas by die proporsioneel aan te pas nie. So die elastisiteit van jou vel kan nie proporsioneel aanpas nie. En ek sê altyd vir mense, jou vel weeg enigiets tussen 7 tot 10 kg in die argitektuur boublokkies wat jou vel regop hou is kollageen. Maar nou wil ons in ons ouer jare gewig verloor en ons verloor natuurlik kollageen 1 tot 2% per jaar. So ons het alreeds nie genoeg kollageen nie. Plus nou verloor ons gewig. So nou sien jy ook daar's insinking, daar's verslapping van die vel. Daai tipiese kalkoennek is wat mense baie kry. Die diepte van die plooie is meer gedefinieer en dit is tipies wat gebeur met Ozempic face. En wat is die oplossing hiervoor? Is dit maar altyd 'n chirurgiese ingryping? Is dit die enigste ding wat 'n mens kan doen? Chirurgiese ingryping help verseker daarmee, maar die heel eerste ding wat ek gaan sê, kyk as jy gewig verloor en jy gebruik dit, probeer net nie te vinnig gewig verloor nie, dis die heel eerste ding. Die tweede ding is huiswerk wat jy kan doen by die huis. Kry vir jou fisies topikale produkte wat baie ryk is aan hyaluronsuur. Ja, daai woord. Ek mal daai woord want dit hou vog terug. Ja. En dan kollageen wat jy kan opsit en kollageen in, jy weet, neem met kollageen drankies, proteïeninname, soveel as wat jy moontlik kan, net om jou te help om by te bly by die spoed. Ek wil gou stil staan by die proteïeninname. As ek nou nie 'n vreeslike vleiseter is nie, wat doen ek dan? Nee, daar's ander maniere wat jy proteïene kan inkry. Jy weet, so sekere bone, of as jy nou aanvullings kry, maar kry net genoeg proteïen in en bietjie matige oefeninge, want die probleem ook as jy hierdie inspuitings gebruik, jy verloor bietjie spiermassa en dis 'n groot probleem. Dis nie net vet nie, dis spiermassa en beendigtheid speel 'n rol en natuurlike vetkussentjies raak net heeltemal verloor. Is daar gesigoefeninge wat 'n mens ook kan doen sodat jou gesig ook spiere en soepelheid behou in hierdie proses? Ja, absoluut. Ek meen, kyk nou net na baie professionele behandelings waarvoor jy kan gee. Ons praat van kollageen-induksieterapie en tydens hierdie genaalde en dummelfillers inspuitings wat jy kan kry, masseer hulle ook jou gesig en jou masseer, so dit werk absoluut. Wonderlik. Ondervriend, baie dankie dat jy vanoggend weer jou raad en kennis met ons kom deel het. Terug na die Sake Fokus. Ontbytsake se sakewinkel is oop. Registreer op ons webblad en slaan 'n slag deur op Sakeslag te klik. Hierdie week se Sakeslag is 'n Boetenrally Dakota egte leer rugsak teen slegs R950. Community Pets is 'n digitale toepassing waar alle belangstellendes en troeteldierliefhebbers nader aan mekaar gebring word op een platform vir almal. Alles tot voordeel van troeteldiere in Suid-Afrika. Kry gemoedsrus en skep jou eie konfidensiële troeteldierprofiel en word deel van 'n uitgebreide gemeenskap. Rapporteer jou troeteldier as hy verlore sou raak en alle gebruikers sal 'n kennisgewing kry. Rapporteer ook enige ander rondloper of verlore diere. Hier sien jy verlore diere in jou nabye omgewing, afhangend van waar jy jouself op daai stadium bevind. Jy kan op enige plek in Suid-Afrika verlore diere soek met 'n filterfunksie. Dis die eerste professionele gebruikersvriendelike gratis app in Suid-Afrika wat liggingsgebaseerd is. Dit koppel aan jou selfoonligging en daarom is dit belangrik dat almal hom aflaai. Hoe meer mense dit gebruik, hoe meer effektief werk die platform. Terselfdertyd ondersteun jy dierebeskermingsorganisasies. Community Pets, waardeer jou troeteldiere soos hulle jou waardeer en laai die app vir hulle af. Ek gesels met Amandi Miller, dis die administratiewe bestuurder van Community Pets. Goeiemôre. Môre Dawie, hoe gaan dit? Dit gaan met my fantasties wonderlik. Hoe gaan dit met Community Pets? Wat is dit? Community Pets is 'n app. Dit is die eerste enigste professionele, veilige, akkurate, betroubare, gebruikersvriendelike platform vir alle Suid-Afrikaners. So dis 'n toepassing, is 'n Afrikaanse program. Toep, is 'n app. Ja. Nou vertel vir ons meer van hierdie toep dan nou. Jy skep jou troeteldier se profiel op die app en wat dien dan as bewys van eienaarskap.
Jy rapporteer jou troeteldier wanneer die troeteldier verlore is. Wat sal lei na outomatiese kennisgewing wat gestuur word aan alle gebruikers. Dan stuur jy So jy maak 'n profiel van jou van Kitty daar of 'n wagter? Ja, jy skep jou troeteldier se profiel en as die hond so nou wegraak, dan stuur jy dit vir almal op die toepassing. Ja, jy skep jou troeteldier se profiel op die app en dan is dit 'n bewys van eienaarskap van jou eie troeteldier. Sodra jy troeteldier verlore is, rapporteer jy dit wat sal lei na outomatiese kennisgewings wat aan ander gebruikers gestuur sal word. Jy sal ook 'n gedetailleerde kennisgewing ontvang wanneer jou troeteldier gesien word met die gebruiker se kontakbesonderhede. Met ander woorde, dit is eintlik 'n baie goeie idee hierdie. So dit maak dit uniek dat dit eintlik 'n spesiale toepassing is net vir troeteldiere. Dit ding. En dan sodra ander gebruikers ook vir enige verlore troeteldiere raak sien, kan hulle dit rapporteer en daar word weer eens kennisgewings uitgestuur aan gebruikers. So dis nou net die mense wat dan hierdie spesifieke toepassing het wat nou dit gaan kry. Dis amper soos 'n groepie, kan mens nou maar sê. Dit is alles op een platform. En as ek nou hierdie toepassing wil hê, waar gaan kry ek dit? Wel, dit is beskikbaar op App Store en Play Store met enige slimfoon. En dan enige Suid-Afrikaner met of sonder troeteldiere kan ook die app gebruik. Jy hoef ook nie deel te wees van die VIP Room 69 om die app te gebruik nie. Nou, maar wat is hierdie VIP Room 69? VIP Room 69 is opsioneel vir gebruikers as hulle wil aansluit. Jy kan alle diereverwante plekke kan jy sien naby jou huidige ligging, enige plek in Suid-Afrika deur middel van 'n filterfunksie wat jy kan gebruik en dan kan jy al hulle relevante kontakbesonderhede sien. So as wagter nou wegraak, dan het ek nou hierdie toepassing en dan gaan ek 'n wagter opgelaai het, 'n profiel vir wagter gesit op die toepassing. En as hy nou weggeraak het, dan gaan kyk ek nou wat is die diereplekke is hier naby my. Dis nou seker nou maar 'n veearts se plek of 'n dierebeskermingsvereniging of so tipe. Enige diereverwante besigheid kan jy gaan kyk op die VIP Room 69. En hulle gaan nou ook lede wees van hierdie toepassing en hulle gaan nou al die verlore diere en goeder se naam daar sit. Dis reg, ja. En het julle nou al diere en eienaars so bymekaar gebring? Daar is al 'n paar diere op die app wat die app baie uniek maak, sal ons sê. Wanneer jy 'n verlore troeteldier gerapporteer word, kry jy kennisgewings en jou selfoon se ligging en koördinasie word gebruik terwyl die gebruiker aangeteken is op die app. Hoor ek dink dit is 'n wonderlike idee, man. Die Miller, administratiewe bestuurder van Community Pets. Baie dankie dat jy vanoggend ons het. Baie dankie. Nou ek wonder of hulle kinders ook vat. Ons kyk nou na twee besighede in die gesondheidsbedryf en daarna sing Leon saam met Connie. In die hartjie van die moot en om die draai van Queen Quarter is die Active Wellness Sentrum, waar Body Bliss Studio spog met van die nuutste en beste toerusting. Een so apparaat is die Body Roller. Die voorloper van die masjien kom uit die 1940s. Dis met moderne tegnologie verbeter tot 'n volle liggaamroller wat met infrarooi lig werk. Jy begin by jou voete, waar al jou drukpunte sit en werk dan stadig op tot by die skouers. Die Body Roller verbeter bloedsirkulasie, help met limfdreinering, verminder selluliet en sorg dat jy sentimeters verloor. Dit verminder waterretensie, help om spiere te herstel na 'n harde oefensessie en jy kry sommer 'n vol lyfmassering. Kom ervaar die Body Roller vir jouself. Dis net op die mark hier in Suid-Afrika en word uit Poland ingevoer. Kontak Body Bliss Studio vandag nog. Curaflow vervaardig unieke behandelings wat uitstekend werk vir sinusitis, verkoue, griep, allergieë en longkwale. Daaglikse gebruik van enige van die Curaflow produkte ondersteun 'n gesonde immuniteitstelsel, verdun slijm en verlig opeenhoping. Dis oplossings wat veilig is vir kinders, volwassenes en swanger vroue met geen gevaarlike chemikalieë of middels wat ongewenste neeweffekte veroorsaak nie. 'n Nebuliseringsmasjien het byvoorbeeld 'n herlaaibare battery wat jou toelaat om dit werklik enige plek te kan gebruik.
Curaflow vervaardig ook 'n neussproeireeks vir verligting in die nasale lugweë. Ons doel is om op 'n meer natuurlike manier mense te help om 'n gesonder lewe te lei. Voorkoming is net so belangrik soos behandeling. Curaflow, effektiewe behandeling vir respiratoriese kondisies, beskikbaar by alle apteke en aanlynwinkel. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus in die Oeverberg omgewing van Bredasdorp. So as jy 'n onderneming in daardie geweste het, kontak vir Pieter voortydig om deel te neem. Dit word op 2 Augustus uitgesaai. Ag, dit is tog maar vir my altyd 'n voorreg om met jou te sit en gesels, my vriend. Hier sit ons nou met 'n hang-up en 'n skuldgevoel. Jy moet nou gaaf wees met my. Jy was nou lelik met my. Nee, dit sal ek nooit doen nie. Net kortliks, daar is nou weer ietsie te wagte vir die luisteraars. So 'n maand is haar nuwe album, hy's in die blik. Hy gaan nou deur al die tegniese klaarmaak. Die album se naam is Luister Goed, so oor 'n maand of so. Ons gaan goed luister, dit kan ek jou verseker. Een woord, né? Dan gaan dit nie werk. Maar gaan ons nou maar, die wêreld is op sy kop. Maar gaan ons die mense nou 'n bietjie na 'n ander plek toe? Erns is daar tog 'n plek waar daar nog vrede is. Vir my is dit die Karoo, waar is dit vir jou? Nie Pretoria nie, maar alhoewel ek baie lief is vir hom. Jy's die mootman. Moot en berge. Alhoewel jy die twee nie dieselfde asem kan noem nie. Daar's 'n plek wat ek van weet. Sonder sorge, sonder pyn, sonder leed. Die pad daarheen is ongekaart. Die reis daarheen is sonder vaart. En daar is rusplek langs die pad. Want hier sal jy vind dat jy steeds deur die oë van 'n kind lewensspel speel, granate van onskuld kan deel. Om weer vir 'n oomblik die kennis van kwaad te ontken. Om weer te kan glo wat jy het, is 'n gawe van bo. Hier sal jy vind dat jy steeds deur die oë van 'n kind die lewensspel speel, granate van onskuld kan deel. Om weer vir 'n oomblik die kennis van kwaad te ontken. Om weer te kan glo wat jy het is 'n gawe van bo. 'n Gawe van bo. Gawe van bo. Kyk net. Wat 'n voorreg, my vriend. En dankie aan Dawie. Dankie aan ons solis daar ook, pragtig gemaak. Terug na Corlie wat gou vir ons die kos klaar maak. Ontbytsake se sakewinkel is oop. Registreer op ons webblad en slaan 'n slag deur op Sakeslag te klik. Hierdie week se sakeslag is 'n Boot & Rally Dakota egte leer rugsak teen slegs R950. Nou my kombuis is vol Pick n Pay produkte, so alles wat jy nodig het vir die resep is daar beskikbaar. Wat ek vir die garnering gebruik is spreedeie, gedroogde eie en skyfies lemmetjies. Nou kom ons dien op. Ek het solank begin. Al wat ek doen is ek sit 'n lekker skepie rys en ek hou hier daarvan om 'n bakkie te gebruik, want dan bly die sous in die bakkie agter en al die rys, die jasmynrys is mos meer 'n stikkierige rys, so dan trek hy lekker al die sous binne in die rys op. So ek sit so 3 in die bordjie op. En hulle het lekker hier in die sous gelê, so alles het
in die hoender frikadelle ingetrek. So volgende sit ek net van my, ek het die groen boontjies sommer so bietjie in die helfte gesny, gee dit net so mooi kleur, en dan sit ek my lemmetjie daarin, daai kant, my vars spriet-eie, gooi hom so, en dan vir daai kraakrigheid, het ons van hierdie, en dis ook 'n crispy onion sprinkles van Pick n Pay, jy koop hom daar in die yskas waar al die groente is, dit sit jy so bo op. Nou kyk nou hierdie mooi, kleurvolle bordkos. Trek daarom ons maar net mense aandag. En wat is lekkerder as om dit voor jou te sit, saam met jou hartsmense. Nou ek ruim gehou, juist nou my kombuis op, en ons gaste om hierdie bitterlekker tafel te kan verwelkom. Kry my resepte op ons Ontbytsake se webtuiste en ook op ons Facebookblad. Geniet die naweek en gaan koop jou bestanddele by Pick n Pay. Volgende week bring ek vir jou weer 'n lekker resep. Dawie gesels nou met Koenie, daarna kom kuier hulle almal hier in my kombuis. Hoorie, ek meen, jy en Leon, wat kan ek sê? Ek meen, wat kan ek sê? Lekker, nee. Weet jy, ek gaan nou vir almal sê. Het jy ons solis gehoor op die backflap? Ek gaan vir almal sê, ek is saam met julle opgetree. Ons gaan vir ons sê, ons het saam met jou opgetree. Nee. Luister, waarmee sê jy wat sien jy alles doenig? Ek sien hier 'n lang lys van goeters. Jy en Rocco en dan die skep van Saartjie. Vertel vir ons van die goeters. Ek en Rocco de Villiers het 'n gesamentlike 2 groot vleuelklavierkonsert wat nou geloods het by die KAK&K met die naam van 88. Dis nie my ouderdom nie, dis die hoeveelheid note op die klavier. En wie daar, dis ontsaglik lekker. Ons het dit vreeslik geniet en ek is bly om te sê dat dit lyk ook of gehoor het dit geniet het. Dan doen ons natuurlik die Afrikaans 100 konserte wat ons vroeër oor gesels het. Ek weet net voor jy daarby uitkom. Ja. Sê net vir my, hoe is dit om 2 instrumente so saam met so 2 klaviere, so dan met 2 goeie kunstenaars. Hoe voel dit? Dis verskriklik lekker. Jy tel 1 2 3 en dan hoop jy die ding werk, jy weet. Nee man, maar voer julle op mekaar. Ja. Voet julle van mekaar. Dis 'n bietjie soos tennisdubbels. Jy weet nie of jy gaan saamwerk voor die ander ouens afslaan nie. Maar ek moet sê, ek en Rocco het nou lank gemik, dekades lank. En toe het ons nou gedink, ons gaan die konsert by mekaar sit. Ons het eers gedink, ons gaan dit noem de Villiers en de Villiers, maar dan klink dit nou soos 'n prokureursfirma op Appington wat nie werk nie, jy weet. En so ons het toe nou hierdie konsert by mekaar gesit en soos ek sê, ek is bitter bly om te sê, dit werk regtig goed. En daai oomblik as 'n mens musiek speel, jy weet nou wat ons saam gespeel het, wat jy aangesluit het by ons, is so lekker, as jy in die middel van die lied is en jy kyk op en dan dink jy, Jesus, is 'n goeie plek om te wees. En dis waar. Ek het jou natuurlik in die rede geval, gaan voort. Nee, wel, dan doen ons die Afrikaans 100 konserte, in die Kaap hoofsaaklik en dan hier in Gauteng. En dan by die Suidoosterfees doen ek 'n program met die naam van die skep van Saartjie, Creating Sarah. Dit gaan oor Sarah Baartman, Saartjie Baartman, saam met die digter Diana Ferris, Ancient Voices, die jazzpianist Ramon Alexander, die ongelooflike Dizo plaatjies wat professor is by UCT. En dit is so 'n musikale hommage aan die nagedagtenis van Sarah Baartman en dan 'n nuwe album wat ook volgende week vrygestel, volgende maand. Ek meen, jou bord is vol goed. Nie so lekker soos die nie. Nee, kyk, ons gaan vir jou nog. En dit is nie al nie. Hier is 'n paar, ek meen hierdie is 'n baie spesiale program vandag, want vandag gaan oor Afrikaans. En ek wil net vir jou sê, ek het heerlik saam met jou gekuier, maar ons is nou nog nie klaar met jou nie. Ek weet nie of julle gesien het nie, maar ek het saam met hulle opgetree. Maar dit gaan natuurlik oor Afrikaans alles vandag en Alta lees nou vir ons haar gedig Moedertaal. Om te skryf is om te sien, te ontdek, sonder om die waarheid te verswyg, om edel en opreg met die rykdom van haar kennis en wysheid om te gaan, haar jou eie te maak, haar skoonheid in besit te neem, haar as fondament van jou visie, as brug tussen jou toekoms en verlede op te rig, die knooppunt, onwrikbaar in spanning, die integriteit om vol in jou volk te glo, te leef, te staan. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg.
is jy reg vir die lekkerste en grootste Afrikaanse familiemusiekfees in die ooste van Gauteng. Kom kuier by Oppiefees Lekker Kuier, Benoni Northern Sportsgronde op 9 en 10 Mei. En Joel saam met Bok van Blerk, Snotkop, Appel, Jean Boucher, Brendan Piper, Joe Black, Demi Lee Moore, Rian Benadi, Rikus Nel, Jan, Lia, Karlien van Jaarsveld, Piesangskille, Droomsyndroom en die bitterlekker musiekproduksie met seremoniemeester Crazy Weddy. Dit alles saam met heerlike kos, 'n pretpark en stalletjies. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Wow, baie dankie aan almal. Koenie en Gieper. Nee, dit was 'n wat 'n wonderlike program. Afrikaans is dan 'n verruklike taal, dink julle nie almal so? Inderdaad. Vriende, dankie dat julle by ons 'n draai kom maak het. Ons stuur julle nie leë hande huis toe nie. Elkeen 'n lieflike bottel van hierdie Jason's Hill Beatrix. Ek weet jy drink glad die Giep, so ek sal dit vir jou op hande neem en dan 'n lekker leer geskenksak van ons vriende by Boot and Rally. Dit is heerlik Willie. Maar jy is jy kry ook. Jy kry en suiker en almal dit was wonderlik om julle hier te hê. Hoor, volgende week kuier ons saam met die akteur Niels Klassen en sy seun wat albei tans in die Kyk Net drama Niggie speel. Dit gaan iets besonders wees. Ja, dat ons ook net vir die mense wyn aan. Ja, ons sit net hier staan nog nou. Jy was vinnig op my om eetetafel. Dankie. Hoorie maar mag ons. Ja, hier is my ook kos hier. Nou sê. Dankie. Kyk hierdie ek het die tafel gereg. Like vir my kan ek ja, is dit 'n ja? Ja. Hierdie boontjies is heerlik. Dit kan ek vir julle sê. Hier kom dit. Ons is huiskinders. Ja, sien reg. Hierdie is nou absolute huiskombuis, 'n huistafel, né? Dis sy. Ja, jy's gewoond van jou. Ja, ek is gevurk. Maar nee, dit is heerlik. Wat moet ons ek kry? Waar gaan jy? Daar sy. Reeds met 'n mes verkeerd. Dankie. Sê, doen nie ou's nooit Daar kry jy jou terug. Jy wil mos vir die groot mense speel. Speel nog. Nee, ek dink ek moet julle nooi om my te kom help hierso daai. As jy nie daar besig is, kan jy kom tafel doen. Kelner maak jy, hè? Ja, jy is ook handig. Ja. Wie iets van die ekonomie af, daar's Magties. Dan kan ek jou weer mes ook hê. Ag ja. Baie dan maar die regte ding. Sip geluister, nou kan ek. Bye bye julle. Bye julle. Baie lekker mense.